julle almal, hoe gaan dit? Hallo maats. Ja, ek is op lekker dag geswaard, maar dan wil ek net 'n plastiese swaard, maar ek het uiteindelik 'n swaard gekry. Ja, wel, niemand sal vir jou 'n behoorlike swaard kry. Weet julle wat dit laat my dink aan die storie van die ark as 'n oorlogskip? Dit is 'n cool storie. En natuurlik al die soldate wat hulle wapenrusting moes aangetrek het. Nou weet julle, onthou julle is dat in Efesiërs 6 praat hulle van die wapen, praat die Bybel van die wapenrusting. O ja, dis oulik. Kom ons vertel dit gou-gou weer vir die kinders. Kom ons gaan dit gou-gou weer doen. Ja, kom ons begin. Skoene van bereidheid. En daar was 'n skild wat geloof was. En natuurlik die swaard wat die woord van God is. En die gordel van waarheid. En daar was 'n bors wat die borsharnas wat die vryspraak van God was. En weet julle wat? Op die kop Die kop. was daar die helm van verlossing. Ja, en ons het geleer dat die swaard, jy gebruik die swaard om leenstukken te slaan. As in die Bybel staan jy gebruik die Bybel om die leens wat daar is stukken te slaan. Maar ons het daarom baie lesse gehad van swaarde hierdie jaar. Kom ons kyk terug na 'n paar van hulle. Hebreërs 4 vers 12 staan daar. Die woord van God is soos lewend en kragtig. Dit is soos 'n twee-snydende swaard. Dit beteken, as ons die woord ken, kan ons leuns breek. Ja, dan moet ek hou nou nog iets. Net soos 'n leuen wat jy voel jou lewe is niks werd nie, né? Op 'n stadium onthou jy dat Giel het so baie drie gedruk. Hy so hardloop met so baie drie gedruk het. En ook in die Bybel in Filippense 3 vanaf vers 14 lees ons dat jy moet hardloop na 'n wenpaal toe. En die wenpaal is Jesus. Dis prys. Ja, hy is ons prys. En weet julle wat? Daar staan ook, ek vergeet die dinge wat agter my is en strek uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te kry. Onthou julle die storie van stadige skilpad? Stadige skilpad Stappie vir stappie. wat stappie vir stappie, tree vir tree, hoof vorentoe geloop het en toe wraggies gewen het. Ja. En ons het geleer van stadige skilpad wat sy huis op sy rug dra om hom te beskerm. Ja. Maar net soos wat skilpad sy oë op die wenpaal gehou het, so moet ons oë op Jesus hou. Jesus Jesus is ons doel. Hy is ons wenpaal. Soos breekie leuns dat ons geen doel het nie. Ja. Dis Boeta trein het ons ook geleer. ja, Boeta trein, ja. Want hy het in homself geglo. Filippense 4 vers 13 staan daar: ek is tot alles in staat, tot deur Jesus wat my krag gee. Ja, dis waar. Dis so. Dis Kom waar. ons gaan en ons maak soos Boeta trein. Ja, okay. Ek kan as ek wil. Ek kan as ek wil. Deur Jesus wat my krag gee. Ja, Jessie, Mop moes hierdie versie vir Gielie gegee. Want hy was so bang geweest om te gaan praat vir die skool. Hy het gedink hy sal dit nooit kan doen nie. En toe het Mop vir hom gesê, hierso, dit vat dit en vertrou net en vra vir Here hy sal jou krag gee en hy kon dit gedoen het. Dit is waar. Onthou julle kinders, is dat ons het geleer dat as ons leuns breek, vlieg ons soos Arie die arend. Onthou julle? Ja. Jesaja 40 vers 31 sê vir ons: maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Onthou julle? Gielie sou tog so graag hier wou gewees het met al hierdie swaar goeie vir ons. Hy so die storie, hy so goed praat van 'n swaard. Kom ons time travel 'n bietjie na die Ou Testament. Nou julle die time travel ry, gaan ons hou vas, gaan ons. Sy Ou Testament. 1 2 3. Raai was ons. Was ons? By 'n wyse man. Wat 'n wyse man? Salomo. Salomo. Onthou julle Salomo? Daar was twee tannies by Salomo gehad het wat 'n Babel gehad. Ja. Een tannie dit was en hy gaan die Babel middel deurkap. Ja. Maar eintlik wat hy bedoel, hy het vir die Here vir wysheid gevra. Hy het vir die Here gevra, Here gee my wysheid van ek moet hierdie leen, een van hulle vertel hy leen. Hy moet hierdie leen middel deurkap, dan gee die regte Babel of die Babel vir die regte tannie. Ja. En dit werk dit. Ja. Ja, jy is slim. Jo, weet julle net, daai Salomo nê, was daarom maar baie wys. Nou, wag. Kom ons time tel weer. Ons hierdie keer was ons in Ou Testament. Ja. Nou gaan ons in die Nuwe Testament. Alraai, hou vas. Hier gaan ons. 1 2 3. En die Nuwe Testament. Sjoe, dit was 'n job. Maar weet julle wat? Jakobus 1 vers 15 sê dat as iemand wysheid kort, laat hom dit van God bid. Wysheid, onthou julle toe Oh, Gielie ja. werk gesoek het. Gielie. Hy is so gestres. So gestres, ja, hy is dood En weet geword. julle wat? Ou Mop nê, moes hom laat bedaar. Want Gielie
kon vir wysheid vra. Dis reg. En dit was weer breek die leuen. En kan jy onthou van elke jaar in die swaard breek jy die leuen. Ek en Nicola en Stella het ook getime travel. Want hy en ons het getime travel. Nou ons was op die boot gewees en die disippels wat saam met Jesus was so bang gewees toe die storm opgesteek het. Hulle moes net vir julle gevra het om hulle te help. Om hulle laster en hulle sonde ligter te maak. En soos wat ons gelees het in die Bybel, jy gee jou sondes en jou probleme en jou laster gee vir die Here en sê Here asseblief vat dit Vat alles. Daai aliens. In 2 Timoteus 1:7 staan daar: God gee nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dit laat my dink aan daai snoefteater, nê, waar Mop vir Gielie geleer het van selfbeheersing. Ja, hy was so kwaad vir hy wou sommer geslaan het bouer wat hy is. Hy was so kwaad vir hom gewees. En weet jy wat, ou Mop, nê, wou vir Gielie sommer in 'n ander klere slaap. Dis reg. Ja, nee, dis weet julle maatjies, ons het baie lesse hierdie jaar geleer. En ek hoop julle kan hy les onthou. Ja, breek die vrees. Breek vrees. Weet julle wat? Die Bybel. Weet julle wat? Om die Bybel is jy te swaar. Weet julle wat is die swaar? Die Bybel is jou swaar. En jy gee en jy lees die Bybel om jou swaard skerp te maak om die lees van die duiwel te stikkend te slaan. Dat hulle net weggaan. Hou skerp jou swaard. Hou skerp jou swaard. Hou skerp jou swaard. Maatjies, julle moet 'n wonderlike vakansie hê. Tada! Lekker vakansie vir julle, mates.